Sal jy daarvan hou om in 'n groot, deftige huis in die stad te bly? Dis Clara. Waar is Heidi? Hier het ons met eet gery. Het jy ooit gebad? Wanneer meneer Seseman terug is, sal ek seker maak dat Adelaide hierdie huis verlaat. Kyk, daar bo in die berge. Dit is seker baie anders as hier. Oupa, 'n verhaal wat generasies reeds jarelank bekoor. In Clara en Peter se vriendskap en by oupa se huis vind sy ware geluk. oupa! Sien die betowerende storie in Afrikaans. Heidi. Binnekort in Fliekteaters. My naam is Charlene Brouwer en ek vertolk die rol van Clara. Wie het nie die reeks van Heidi gevolg as kind nie? En ek dink nou ek verklap my ouderdom, maar kind, kom ons praat nou van die laat 80s, vroeë 90s. Snaaks genoeg was Clara nie my gunsteling karakter nie. Ek dink Pieter was my gunsteling karakter en die bokke en natuurlik oupa Amerikaas. Dit was vir my die hoogtepunt van elke storie is as jy Heidi se oupa en die kaas in die bokke kon sien. En ek dink ook vir ons, ek het in Sannieshof groot geword, so die konsep van berge en groen en sneeu was net iets wat ek glad nie geken het nie. So die fantasie van dit, wat nou die realiteit is, maar vir my het dit nie bestaan nie. Sneeu en berge, ek het dit nie geken nie. So dit was, ja, ek het groot geword met dit en dit het my geïnspireer om tot vandag toe te droom en te dink aan nuwe plekke wat jy kan gaan ontdek. My minder gunsteling karakter was altyd Clara, omdat ek as kind kon ek nie regtig. As kind word jy baie beskermd grootgemaak en jy verstaan nie altyd die moeilikhede waarmee mense hulle self mee bevind nie. En soos wat jy ouer raak, besef mense moet sekere baie moeilike dinge oorkom in hulle lewe. En snaaks genoeg toe Henrietta my skakel om Clara te vertolk, was ek baie opgewonde om haar te vertolk, omdat ek dink een ding wat my gepla het as kind is dat sy baie nederig voorgekom het. Sy het baie, en ekskuus my Engelse woord, sy is baie gemoun. En dit was vir my as kind, ek dink ook die toon wat gebruik is, dit pla 'n kind as jy te hoog of dis aaneenhoudend dieselfde tipe klank wat jy gebruik. So wat Henrietta ook die hele tyd my herinner het aan is om maar nie, sy's 'n sterk dogtertjie. Sy's nie 'n nederige meisietjie nie. En ek dink dat dit was vir my, dit is moeilik want jy iemand in 'n rolstoel, jy dink dadelik iemand wat bietjie meer, ekskuus my Engels, fragile is, maar sy sterk. En dit kom, ek dink in hierdie film ook veral, kom haar sterkheid deur en dit was lekker om te speel. Wat? Dis nie daar nie. Maar dit is onmoontlik. Het jy mooi gekyk, Heidi? Dit beteken ek gaan die hele dag hier moet sit. Henrietta is een van my grootste helde in my lewe. Ek dink ek het haar die eerste keer ontmoet in 2005 en sy het my die heel eerste kans gegee om toneel te speel. Sy het my in 'n reeks van haar 'n rol aangebied en ek was so opgewonde toe sy my skakel en vir my sê, sal jy asseblief hierdie karakter vir my kom vertolk. So Henrietta is vir my 'n absolute voorbeeld van 'n vrou in die industrie wat ek graag eendag wil wees. En sy is 'n wonderlike regisseur en skrywer. You got it. So kom ons doen die hele loop. Kan dan ek kan jy nou weer sê die speel. Engelse vrou is skies? Nee, moenie nou luister. Trust yourself. Okay, let's go. Okay. Ek gee nie myself as sulks uit as 'n oorklankingskunstenaar nie. Ag, ek hou my vir baie jare agter die kameras en as ek toneel vertolk, speel ek gewoonlik vir die kameras, maar so hierdie was my eerste oorklankingsrol. Dit was so gemaklik en Henrietta het dit maklik gemaak en dit het nie gevoel asof ek iemand anders se woorde oorop sê nie. Ek kon eerlik my emosies vertolk en dit was soveel pret. Ek wil dit weer doen. Enigiemand wat weer vir my rol wil gee.
Nee, dit was verskriklik. Dit was 'n verskriklike aangename organiese proses. Daar is 'n ander aktrise en jy moet nog steeds haar emosies, jy wil nie haar emosies afkraak en haar emosies teenspeel nie. So Henrietta was baie streng dat ek nie die Engelse oorklankingskunstenaar na aap nie, want dit is ook sy wil juis iets anders hê. So ek dink dit was moeilik vir my om die ritme absoluut reg te kry, maar met Henrietta se hulp was dit eintlik nie so moeilik nie. Is jy reg? 1 2 Ai nee, jy's te vinnig. Wag. 1 2 Jy mag nie links nie, jy moet regs. Regs so. 1 Ja, sien, dis omdat jy te hard slaan. 1 2 Heidi laat jou glo in onskuld. Heidi word elke oggend wakker en maak nie saak waar sy haarself bevind nie, daar is mooiheid in haar en haar soeke na absolute kind wees. Ek kry sommer hoendervleis van kop tot tone, want dit is wat dit is. Heidi verteenwoordig vir my wat dit is om 'n kind te wees. En sonder elektroniese goeder, sonder televisie, sonder dit is elke dag nog steeds, selfs as volwassenes, want ek gaan Heidi gaan kyk en ek gaan 10 in die eerste staan om die DVD te koop, maar dit laat jou glo aan kind wees en verbeelding en goed. Papa, Ons word daagliks gekonfronteer deur die nuus, deur tegnologie, deur politiese dinge wat kinders aanraak en hulle weet wat aangaan. En net om 'n kind weer te vat en te sê, wees 'n kind en ontsnap vir daai 2 ure. Ontsnap in Heidi, ontsnap in die berge, ontsnap in Pieter, ontsnap in een van die enige karakter wat jy wil wees. En wees net 'n kind vir 2 ure. Hier eet ons met eetgerei. Het jy ooit gebad? Wanneer meneer Seseman terug is, sal ek seker maak dat Adelaide hierdie huis verlaat. Kyk. Daar bo in die berge. Dit is seker baie anders as hier. Clara help vir Heidi om te besef dat sy kan aangaan en sy kan funksioneer op haar eie, waar Clara aan die ander kant het Heidi nodig. Vir my is dit 'n absolute simbiose van wat kinderlike vriendskap was toe ek 'n dogtertjie was. Daar's geen haat nie, daar's geen nait nie. Maak nie saak van watter agtergrond jy kom nie. Kinders sien nie kleur nie, hulle sien nie geld nie, hulle sien nie 'n kind sien 'n ander kind en ons wil speel en ons wil lief wees. Dit is wat kinders doen. Hi, ek is Celine Brouwer en ek vertolk die rol van Clara en Heidi. Kom fliek saam met ons en wees van voor af weer 'n kind.